Baie welkom vanoggend by die erediens. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 12 vers 22 tot 32. Verder het Jesus vir sy disippels gesê: Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos, en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie een so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle kleingelowiges? Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir die koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit is die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Ons tema vanoggend is huil lelies en het kraaie kommerplooie. Ek sien so dikwels wonderwerke. Wonderwerke is reg rondom ons, elke dag, elke week. Al wat ons moet doen, is kyk. Ek sit graag en kyk vir die duwe, hoe die wyfie versigtig die nesie voorberei, die mannetjie wat heeltyd waak, hoe die mannetjie die wyfie oppas, terwyl sy broei, en hulle maak beurte om die ou eiertjies uit te broei. Albei voer die kuikentjies wanneer hulle uitbroei. Hulle waak, hulle sorg, hulle voer, hulle sien om na die ou kleintjie. Sonder dat enige iemand vir hulle leer. Sonder om bekommerd te wees of hulle dit reg kry. Sonder om bekommerd te wees of hulle dit reg doen. Ek kyk ook baie graag vir akedisse. Hulle sit baie graag in die son, net soos ek. Maar hulle is rats, hulle skarrel vinnig weg. Hulle soek gedurig na klein goggaatjies of krummeltjies om te eet. Hoe klein is 'n akedis koppie wanneer hy uitbroei? Hoe klein is sy breintjie? Reptiele sorg nie vir hulle kinders nie. Die wyfies lê die eiers en sy beweeg weg. Hierdie piepklein akedisies broei alleen uit in die groot wrede wêreld. En tog oorleef hulle. Hulle weet wat om te doen, want God sorg vir hulle. It is amazing, en dit is 'n wonderwerk. En dan dink ek onwillekeurig aan die teksvers van vandag, wat sê, kyk na die kraaie, hulle saai nie en hulle oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Maar die teks gaan verder, en dis waar dit ons reg tussen die oë tref. Want die teks sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos, en die liggaam as klere. En dan wil ons dadelik protesteer en sê, maar dit klink mooi, dit klink reg, dit klink goed, maar
so kommervrye lewe, dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik in die moderne wêreld waarin ons lewe. Miskien in diereland, maar nie in Suid-Afrika nie. Menswees en bekommernis gaan al vir eeue lank hand aan hand. Wat meer is, ons leef in 'n postmoderne wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar jy vooruit moet dink en beplan, waarin jy dikwels een skuif vooruit moet wees, want anders raak jy agter, anders raak jy irrelevant. Ons is almal bekommerd oor rentekoerse wat net weer en weer opgaan, wanneer pryse net aanhou styg en styg. En ons almal hou die petrolprys dop, want dit skiet telkens net deur die dak. In die afgelope week was die nasionale shutdown. En as ons eerlik is met onsself, sal ons erken dat ons bekommerd was, baie bekommerd was. Ons bekommer ons nie net oor die basiese dinge nie. Die meeste mense van ons wat hier sit, het 'n oorvloed kos en oorvloed klere. En ons is nie regtig bekommerd oor ons daaglikse behoeftes nie, maar ons is oor ander dinge bekommerd. Ons is bekommerd oor ons gesondheid, oor ons kinders, ons kleinkinders. Ons is veral bekommerd oor die toekoms van hierdie land, en of ons kinders en ons kleinkinders 'n toekoms in hierdie land sal hê. Maar wanneer ons dan na God se woord gaan soek vir antwoorde en troos, vind ons egter dat Jesus vir ons 'n teenoorgestelde antwoord gee. Want Jesus sê vir ons, moet jou nie bekommer nie, gaan kyk na die lelies, gaan kyk na die kraaie. Dit klink nie reg nie, dit klink nie of dit so kan werk nie. Maar dis inderdaad die raad wat Jesus hier in Lukas vir ons gee. Wanneer ons die bergrede in sy geheel lees, sien ons iets heeltemal anders raak. Jesus verwag nie van ons om in ontkenning te leef nie. Hy verwag ook nie vir ons om onverantwoordelik te wees of met 'n traagmynieagtigheid deur die lewe te gaan nie. Hy verwag nie van ons onmoontlike handelinge nie. Maar wat verwag Jesus dan? Onthou julle die wetsopsomming en die fotum vanoggend? Jesus verwag nie van ons 'n onmoontlike lewenswyse nie. Hy verwag van ons 'n ander lewenswyse. En wat is die verskil tussen onmoontlik en anders? Vers 32 sê hierdie verskil tussen onmoontlik en anders is die verskil tussen geloof en ongeloof. Tussen geloof en klein geloof. Want wat Jesus vra is 'n lewe vol vertroue. Hoe lyk 'n wêreld van geloof? 'n Wêreld wat anders is. In die eerste plek, sê Lukas vir ons, is dit 'n wêreld waarin 'n mens die woord en die lewenshouding van kommer moet vervang met 'n lewenshouding van vertroue, waar angs en bekommernis oor alledaagse dinge oorslaan in vertroue in God, die skepper en die onderhouer van die heelal, dieselfde skepper wat vir die kraaie en die mossies sorg, dieselfde skepper wat vir die kleinste akedissie sorg, is ook die skepper wat vir ons sorg. Vertroue beteken dat ons fokus verskuif. Dit skuif weg van kommer af, want kommer het die neiging om ons hele lewe oor te neem en ons depressief en negatief te maak. Ons wet het gesê, moet oor niks besorg wees nie, maar dit stop nie daar nie. Die vers gaan verder aan, want dit sê, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en in danksegging aan God bekend. Jesus sê dis nie net, hou op worry nie. Hy sê nie net, hou op bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. Nee, hy sê, bid, praat, vra vir God, vertrou op God. Bring jou bekommernisse na Jesus, hy maak jou las lig,
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak al jou smekinge in gebed aan God bekend. Wanneer ons verstaan dat God vra dat ons moet vertrou, dan besef ons skielik om voorsiening en planne vir die dag van môre te maak, hemelsbreed verskil van om bekommerd te wees oor onbenullighede, om oor dinge bekommerd te wees waaroor ons geen beheer het nie. Om terug te kom na die shutdown van Dinsdag. Is dit toevallig dat dit ordelik geskied het? Is dit toevallig dat dit vreedsaam verloop het? Is dit toevallig dat niks gebeur het waarvoor ons gevrees het nie? Nee, dis die krag van gebed. Dis die vertroue van gelowiges. Toevallig bestaan nie in 'n Christen se woordeskat nie. Duisende Christene het gebid vir Dinsdag. Duisende Christene het gebid vir vrede en vir God se hand oor die gebeure. En toe val God se lig daarop. Toe antwoord God ons gebede. En nou is ons verstom. Ons het verwag dat daar chaos sal wees, maar daar was nie. En dis die verskil tussen bekommernis en vertroue. Ons het vanoggend gelees, beywer julle vir die koninkryk, dan sal hy ook hierdie dinge vir julle gee. Moenie bang wees nie, klein kindertjie. Want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Beywer julle vir die koninkryk, dan sal hy ook hierdie dinge vir julle gee. Dis juist deel van die vreemde en die verrassende van God se koninkryk. Want Jesus sê, God sal al hierdie dinge vir ons gee. Hy sal dit vir ons in oorvloed gee. Psalm 127 sê, selfs, hy sal dit vir ons in ons slaap gee. Dan moet ons kommer vervang met vertroue. Beywer julle om die wil van God te doen en glo dan dat God in al hierdie dinge sal voorsien. So 'n houding noem die woord van God geloof. Gaan kyk dan na die lelies. Let op na die kraaie. Is ons nie meer werd as hulle nie? Is ons nie vir God belangriker as die gras van die veld nie, wat vandag nog daar is, maar môre verbrand word nie? In die Bybel lees ons 'n paar riglyne hoe om te leef. Moet jou nie bekommer nie, oor niks nie. Bring alles waaroor jy moontlik bekommerd kan wees, na God toe en werk dit op hom. Erken dat jy nie self in staat is om iets aan die saak te kan doen nie. Bid daaroor en lê dit aan Jesus se voete. Hou jou fokus op hom. Vertrou hom en doen wat hy vir jou sê om te doen. Sy vrede, wat alle begrip te bowe gaan, sal in Jesus Christus oor jou gedagtes en harte waak. Hy sal jou op die regte tyd verhoog en voorsien wat jy nodig het. Ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Kyk hoe mooi is die lelies. Kyk na die kraaie. Hulle is versorg. En julle sê, God is baie meer werd as lelies en kraaie. En Jesus sê, ek weet wat julle nodig het. Dis, al het hulle niks, gaan hulle fluit en vlieg deur die lewe. En so ook die lelies. Hulle bestaan spontaan. Hulle kom so kommervry voor. Hulle is maar net. En bo alles, dis asof hulle die genot en die vreugde van elke dag indrink. Want het jy al ooit 'n lelie sien huil? Het jy al ooit 'n kraai met kommerplooie gesien? Nee, want God sorg vir hulle. En nog meer vir ons. Hoekom moet ons dan kommerplooie hê? Die woorde moenie bang wees nie, of 'n variasie daarvan.
kom 165 keer in die Bybel voor. Dink jy dit is toevallig? Nee. God herinner ons elke dag. Moenie bang wees nie. En ek sluit af met hierdie kragtige boodskap. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal, by die diepste donker plekke, waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vure is my skuld, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, of alle 1000 aan my sy, of 10.000 hier langs my. Ek weg in die hoogtes by die hoogste, alles veilig in die hand, buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U my dra, veilig oor alles wat verskeer, vergiftig, begrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal aan my sy, of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. U sal my red, omdat U weet hoeveel ek lief het, omdat ek in alles op U vertrou, sal U my veilig in die hoogtes, en wanneer ek weer die pad verloor, sal U elke keer my noodkreet hoor. My verwoesting sal elke keer keer, en vir altyd my met die redding U. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, of alle 1000 aan my sy, of 10.000 hier langs my. Ek sal bang wees nie.
Hoekom is ons dan bang as God in beheer is? Amen. Getroue en genadige Hemelse Vader, met nederige en dankbare harte kom ons nou bely, dat ons dikwels bekommerd en bang is. Vergewe ons, Here. Ons loof U, want U is die almagtige God wat regeer oor hemel en aarde. U is ons toevlug en ons vesting, die God op wie ons onvoorwaardelik kan vertrou. Ons eer U vir die grootheid, U liefde en die trou wat nooit ooit val nie. Here, vandag wil ons U in besonder dank vir die goedheid en die beskerming gedurende die afgelope week. Ons dank U dat die betogings vreedsaam verloop het en dat soveel mense veilig deur hierdie tyd bewaar is. Dankie dat U ook ons gemeentelede onder U sorgende hand gehou het. Ons glo dat dit nie toevallig was nie, maar dat U in beheer is. Here, maar ons wil bid vir die duisende mense wat tans sonder heenkome is, mense wat in koue skuilings is, mense sonder kos en heenkome, mense wat bang is, wat nie weet wat gebeur nie. Here, mense wat uitgelewer is aan die genade van ander. Here, gee dat die Christene hulle harte en hulle hande sal oopmaak, sodat ons 'n heenkome kan bied vir daardie mense. Ons dank U dat U steeds oor Suid-Afrika waak, te midde van al die onsekerheid en die spanning en die uitdagings. Bly U die God wat nooit verander nie. U is groter as elke krisis en sterker as enige bedreiging en magtiger as enige menslike plan. En daarom plaas ons vertroue op U alleen en ons weet U sal uitkoms bied. En ons verklaar, Here, ons sal nie bang wees nie. Vader, ons bely ook dat ons dikwels kleingelowig is. Ons raak maklik bekommerd wanneer omstandighede verander. Ons harte word vervul met vrees en ons oë dwaal weg van U af. Vergewe ons dat ons soms eerder ons probleme raak sien as die grootheid. Leer ons om U met ons hele hart te vertrou, selfs en veral wanneer ons nie die pad vorentoe kan sien nie. Versterk ons geloof en herinner ons daaraan dat U in beheer is en dat niks buite U wil en kennis kan gebeur nie. Ons bid dat U ons steeds sal bewaar, beskerm ons huise en ons gesinne, ons gemeente en ons gemeenskap, bewaar ons op ons paaie, by die werk, by die skole en oral waar U ons roep om te leef en te dien, en laat ons elke dag bewus wees van die nabyheid en die vrede. Here, ons bring ook almal wat swaar kry na U toe. Ons bid vir die siekes, die eensames en die kommerkouse. Here, laat ons as gemeente 'n lig wees in hierdie wêreld. Gee dat ons nie deur vrees beheer sal word nie, maar deur geloof, nie deur kommer nie, maar deur hoop. Aan U behoort al die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.